Hi, ek is Andries van der Poel van Derkruis Gemeente. En ek dink die een ding wat ons mekaar vandag kan sê is dat dit ekonomies moeiliker gaan met ons land as in 'n baie lang tyd. Geld is net skaarser, werk ook. En saam met die skaarsheid van geld en werk kom ons agter dat die nood word al hoe groter. Mens sien al hoe meer mense wat kom aanklop vir hulp, bedelaars op die straathoeke. En dis hoekom ek vandag die vraag saam met jou wil vra, is hoe help 'n mens anderste? Hoe lyk om ander te help as ons deur Jesus se oë daarna kyk? Ek het in die verlede, as 'n mens ry en jy sien iemand op 'n straathoek staan, was dit vir my baie makliker gewees om die aanname te maak, daai persoon sit daarso oor dwelms of drank of daar's een of ander iets. Dit was vir my maklik so half om die sprong te maak om te sê, dis nie die hulp wat hierdie persoon nodig het nie. Hy vra dalk vir geld of kos, maar daar's 'n ander nood daarso. Maar deesdae dink ek, daar is 'n geldnood, daar is 'n hongernood. Baie mense het nie kos nie, baie mense het nie klere nie, baie mense het nie sekuriteit om 'n huis te kan hê mee nie. En ek, as 'n kind van die Here, weet dit is my werk om 'n verskil te maak. Maar wat maak 'n mens? Want jy kan tog nie almal help nie. En ek het al in situasies gekom waar ek weet, ek het nie die geld, ek het nie die middele om jy te help nie. Maar dan op een of ander manier kry die mense my so gemanipuleer deur my geloof, dat ek op die ou end iets gee wat ek nie het nie, en as ek in my kar klim en wegry dan voel ek kwaad en ongemaklik in my binneste, want ek voel hierdie persoon het my nou net uitgebuit. Ek het iets gegee wat ek nie gehad het nie. Ek voel nie vry daaroor nie, ek voel vas daaroor. En dis hoekom hierdie vir my so 'n belangrike vraag is. Dis hoekom dit vir my so belangrik is dat ons saam kyk deur Jesus se oë na wat verwag die Here van ons wanneer dit kom by ander mense help. Want ek weet jy stoei ook hiermee. 'n Mens kan net nie almal help nie. En as jy nog baie het om iets te doen, is dit een ding, maar ek dink ons almal is in 'n posisie waar ons minder het teëstaan. 'n Mens moet prioritiseer. En daarom begin die vraag dan opkom, wie moet ek help en wie moet ek nie help nie? Nou gelukkig het die Bybel vir ons hierso antwoorde. Die Bybel gee vir ons leiding oor hoe 'n mens soos Jesus kan word hierso. As 'n mens byvoorbeeld na Lukas kyk, dan is daar 3 genesings wat plaasvind. En ek gooi die genesing saam met die helpding, want party mense het Jesus vir kos gegee en party mense het hy vir gesondheid gegee, maar hy het gegee. En as 'n mens dan nou kyk na hierdie genesings, dan is die eerste wat in Lukas 5 by Jesus kom, het hierdie ongelooflike geloof. Hy weet die Here gaan hom genees. As hy net by Jesus kan uitkom, sal Jesus hom gesond maak. En dan sien Jesus sy geloof en hy help hom, hy genees hom. Die volgende ou wat mense dan in Lukas 5 kry, is iemand wat nie self die geloof noodwendig het nie, maar sy vriende dra hom. Hulle vat hom op 'n draagbaar na Jesus toe. Hulle kry hom by Jesus uit. En Jesus sien sy vriende se geloof en hy genees hierdie man. Maar dan in Lukas 6 is daar 'n derde genesing. En dit bou so half op, glo ek. Die eerste een het die geloof gehad, die tweede een het die vriende gehad, maar die derde een het 'n verdorde hand en hy het nie vriende of 'n besonderse geloof nie. En dan genees Jesus hom nog steeds. En as 'n mens hierdie genesings so na mekaar sit en jy sien, waar party mense genees Jesus omdat hulle dit verdien met hulle groot geloof, party mense genees hy omdat hulle dit verdien met hulle vriende, en party mense genees hy net al verdien hulle dit nie. Dan kan 'n mens die gevolgtrekking maak, so kind van die Here wees en om in Jesus se voetspore te volg, beteken ons moet almal help, ons moet alles doen, ons moet mense help wat geloof het, ons moet mense help wat se vriende daarso is vir hulle, en ons moet mense help wat nie eens enigiets van daai goeders het wat in hulle gunst stel nie. Ons is gemaak om te help, ons moet almal help. Maar ek dink, dis nie so maklik nie. En die ding het vir my eintlik eers by mekaar begin kom toe ek daai gelykenis lees in Matteus 20, waar Jesus vertel van die arbeider en die eienaar. Die storie daarso is daar's 'n eienaar wat 'n wingerd het en hy gaan vroeg in die oggend uit en hy gaan kry 'n klomp mense om in sy wingerd te kom werk. En hulle kom ooreen dat hulle 'n vol dagloon gaan kry vir die werk wat hulle doen. En hy kry die mense, en dit beteken vir daai mense, hulle het werk, beteken daar's 'n inkomste en daar's kos, hy help hulle eintlik hierso deur vir hulle werk te gee. En dan op 'n stadium gaan die eienaar weer uit en hy gaan kry nog werkers vir die wingerd. En dan gaan kry hy nog. En so deur die dag gaan kry hy net nog en nog en nog mense. En aan die einde van die dag, heel aan die einde,
dan gaan haal hy selfs nog mense, en hierdie ouens het nie eintlik eers tyd om te werk nie, hulle kom op die plaas aan, en dan as hulle daar aankom, en hulle het nie eers tyd gehad om te werk nie, dan begin die eienaar hulle betaal vir die arbeid wat hulle gedoen het. En die interessante ding hierso is hy betaal nie die ouens wat die hardste gewerk het, wat eerste gekom het, eerste nie, hy betaal die ouens wat die minste gedoen het, eerste. En hulle kry 'n volle dagloon. Wat natuurlik die spanning skep van wat gaan die ouens kry wat die hele dag gewerk het. En dan kom dit uit dat die eienaar gee vir almal 'n volle dagloon. Almal kry dieselfde, almal kry oorgenoeg. En dan is die werkers ongelukkig en hulle sê, maar waar's die regverdigheid nou hierso? Is hierdie ouens kry iets en hulle het niks gedoen nie en ons het die hele dag gewerk en ons kry net 'n dagloon. En dan gaan die eienaar na hulle toe en ek wil dit vir ons lees uit Matteus 20 uit van vers 13 af. En dan is dit waar die eienaar antwoord, maar hy antwoord een van hulle, vriend, ek doen jou geen onreg aan nie. Het jy nie met my voor die ingekom vir die gewone dagloon nie? Vat jou geld en gaan huis toe. Ek wil vir hierdie laaste een dieselfde gee as vir jou. Mag ek dan nie met my geld maak wat ek wil nie? Of is jy afgunstig omdat ek goed is? So sal die laastes eerste wees en die eerstes laaste. Nou ek weet Matteus probeer hierso ook 'n ander argument maak, dat 'n mens moenie groot kop kry oor dat jy dalk vir die Here kan werk nie. En hy praat spesifiek hier met die Jode wat die uitverkore volk is, wat God se grootheid moet verkondig aan die wêreld. En hy sê, dit moenie groot kop kry daaroor omdat jy 'n Jood is, omdat jy uitgekies is deur God, omdat jy spesiaal van die begin af in die wingerd kom werk nie. God wil 'n goeie God wees vir alles. En in dit skuif hy die klem. Die werkers kom met die vraag van, wie help ek en wie help ek nie? Wat is regverdig? En dan skuif die klem weg van die regverdigheid af na die goedheid van die Here toe. En ek dink in dit kry ons die antwoord, ook vir wie ons moet help en nie help nie. Sien die vraag, wie moet ons help en wie moet ons nie help nie, fokus op, ons moet 'n kriteria kry van wie gaan ons nou help en wie gaan ons nie help nie. Ons moet ander mense meet. Maar Jesus draai dit hierso om te sê, die rede hoekom hy hierdie mense help, selfs die laastes wat nie enigstens iets gedoen het eers nie, en hulle self sien dat hulle eerste geld kry, is nie oor wat hulle verdien nie, maar oor dat hy goed is. Sien, wanneer God ons roep om mense te help, gaan dit nie oor die mense nie. Dit gaan oor dat ons vir die wêreld wys wie ons is. Dis die essensie daarvan om mense te help. Dit kan nie 'n sporadiese ding wees waar ons lukraak besluit, hierdie ou moet ek help, of hierdie ou moet ek help, of impulsief voel, emosioneel, ja, hierdie ou wil ek help, want ek kry hom jammer, of dit nie. Dit moet op die einde van die dag oor meer gaan, as net wat ons by ander mense sien. Dit moet daaroor gaan dat ons vir die wêreld wys wie ons is. God het nie aarde toe gekom in Jesus Christus, mens geword, saam met ons gestap en vir ons aan die kruis gesterf, die dood oorwin, sodat hy kan goed wees nie, maar omdat hy goed is. Hy het net sy hart vir ons kom wys. Hierdie eienaar gee aan almal 'n dagloon sodat hulle kan eet en kan werk en vir hulle gesinne kan sorg. Nie oor dat hulle dit verdien het nie, maar omdat hy goed is. Hy wys net sy goedheid vir die wêreld. En ek dink dit is die uitnodiging vir my en jou ook. Ons word genooi om vir die wêreld te wys wie ons is. Ons is goed, ons is in God se beeld gemaak, ons is sy uitverkorens, ons is sy verteenwoordigers. Maar dit gaan nie daaroor dat 'n mens moet skuldig voel oor dat jy almal help of niemand help of wat ook al nie. Dit gaan nie daaroor dat ons moet intentioneel 'n lewe leef wat die goedheid wat in ons is verander en vir hierdie wêreld wys. Maak nie saak of hulle geloof het of vriende het of dit nie verdien nie. Ons word geroep om te getuig. En dis wat ek jou wil uitnooi om hierdie week ook te doen. Om verby te beweeg by wie moet ek help en wie moet ek nie help nie, want ek kan nie almal, want daar's die fokus op die mense en dit gaan eintlik nie oor dit nie. Die fokus moet wees, hoe kan ek getuig van die goedheid van God wat ook in my is. Baie sterkte vir die geleenthede en vir die uitdagings wat hierdie week op jou pad kom. En mag jy vir almal wat jou pad kruis, die goedheid wys wat ook in jou leef. Kom ons bid saam. Almagtige Here, baie dankie dat U goedheid vir ons wys. Dat ons kry nie wat ons verdien nie, maar wat U vir ons wil gee. Dankie dat U vir ons liefde gee. En dat U in ons iets sien wat die moeite werd is.
Help ons asseblief, Here, om ook dit vir die wêreld te wys wat U vir ons gewys het, 'n genade en 'n liefde en 'n goedheid. Gebruik ons asseblief, Here, om iets van U lig in hierdie wêreld in te weerkaats. In U naam bid ons dit saam. Amen. Baie dankie vir hierdie geleentheid om saam te kan aanbid. En ek wil graag net afsluit met hierdie getuienis. Baie dankie. Hi, ek is Anel Boshoff. Vandag wil ek jou ietsie vertel oor myself. Ek het onlangs verhuis van Secunda na Vanderbijlpark toe en daar was soveel spanning wat daarmee gepaard gegaan het. Die spanning om te trek, die spanning dat jy 'n klein seentjie het wat moet aanpas in 'n ander dorp. Maar alles in hierdie lewe gebeur so vinnig. Dit was maar net 'n week wat ons gehad het om te besluit of ons gaan verhuis. En die besluit het ons gemaak sodat ons kind 'n beter toekoms het. Maar mens besef nie aldag dat hierdie besluit groter is as ons besluit nie, maar dit is ook 'n deur wat die Here oopmaak. En dit is jou keuse om daai deur toe te laat om 'n verskil te maak in jou lewe. Nou ja, en al die struikelblokke wat daarmee gepaard gegaan het met hierdie verhuising, het my net weer eens geleer dat die Here in beheer is en dat ons soveel keer wil beheer vat, maar ons vergeet dat die deure daar geplaas word deur die Skepper God, die een wat die deure skep vir ons om deur te loop. Dit was rof om te verhuis en ek het net weer eens besef dat dinge is soms nie okay nie en dit is ook alright. En as dit nie okay is, daar waar jy tans is nie, as jy tans deur 'n moeilike tyd gaan, dis okay. God is met jou. Altyd.